Ons almal het 'n droom in ons lewens en soms is daardie droom van ons het ons al jare aan gebou en op 'n dag kom iemand en hy prik ons ballonnetjie en dan stort daardie droom in duie, tydelik in duie. En ek wil 'n bietjie daaroor gesels vandag want ons is in 'n fase van ons land ook wat alles is besig om te verander, die wêreld is besig om te verander en ons moet onsself herposisioneer. En die vraag is, moet ons van ons drome wat ons het, moet ons dit nou in die laai gaan sit en toemaak en toesluit en daarvan vergeet of begrawe? En moet ons liewer iets anders te beplan? En ek kyk na die lewe van Caleb vandag en dit is 'n baie interessante tyd en ons almal ken die verhaal van Caleb en Joshua en die ander verspieders wat uitgegaan het en die twee het teruggekom opgewonde dat daar is 'n droom, daar's 'n visie, daar is iets wat ons kan najag. Daar is vir ons 'n toekoms. Terwyl die ander was beïnvloed geweest en gesê nee, maar dit kan nie wees nie. En baie interessant wat die Bybel sê, hulle het gerugte onder mekaar versprei. En ons vind dit vandag ook op dat mense sit, waar hulle ook al in restaurante, selfs in die kerk waar jy kom, sit mense met hulle selfone en hulle is besig om mekaar te beïnvloed. En meeste van die tye as mense dit so agterkom, is die boodskappe ook maar baie negatief oor die toestand van die wêreld en onsself en veral op die oomblik weer waar daar geweldige baie siektes hier, want ek het nou net in Pretoria ingetrek en dieselfde het my getref ook. Hierdie wonderlike jasmynboom wat hier voor my voordeur gestaan het, wat ek so bewonder het, was die oorsaak ook dat ek 'n week plat gewees het en het my longe uitgehoes het en ek soek nog stukkies daarvan elke oggend bietjie om myself weer by mekaar sit. Maar ons lewens tref soms soos 'n spanspek, die proverbial fan, en daar spat hy in stukkies in. En die drome van ons lewens en dit wat ons wil doen word of tydelik of altyd, of vir altyd dan op 'n einde gebring. En hier is iets belangrik wat ons moet kyk in die lewe van Caleb. Caleb het iets gesien en dit was die belangrike gewees. Daar het iets in sy hart gebeur toe hy in daardie wêreld was. Ja, daar was reuse gewees. Ja, daar was geweldige georganiseerde samelewing wat hulle nie by kon kom op daardie oomblik nie, sonder die hulp van die Here nie. En hier lê die sleutel, sonder die hulp van die Here nie. En die Here wou Israel instuur met 'n mate van 'n afhanklikheid van hom af. En die Here stuur ons ook in die wêreld en in ons lewe vandag in die wêreld in 'n afhanklikheid van die Here. En ek tel die Here op so kwaad hier so in Numeri 14 wat hy sê, waar is hierdie mense, hierdie volk van my? Waar is die vertroue wat hulle in my het, ten spyte van al die wonders wat ek vir hulle gedoen het? Nou wanneer mense op jou rug lê en wonder of jy dit môre gaan maak en of die drome wat jy nog het gaan verwesenlik word, dan is dit soms baie nodig dat ons net 'n oombliekie gaan terugstaan en met onsself en met die Here praat en sê, Here, ek gaan net 'n lysie maak van al die wonders wat U vir ons gedoen het. Selfs met die vertrek en oortrek hier oor die Heukskyn na Pretoria toe, die Here vir ons soveel wonderwerke gedoen. En dan gaan jy terug in jou jare in jou jonger jare in. En dan kom ek weer by Caleb uit. En waar het Caleb begin? Caleb het begin met 'n naam wat hond is. Die naam Caleb beteken hond. En dit is onduidelik wie sy pa in sekere gevalle is. En hy was ook nie van die stamme van Israel gewees nie. Hy was van buite gewees. Hy's geabsorbeer binne in Israel. En met ander woorde, hy het agter die agterspeen gesuig die hele tyd. Hy was daai weggooi kind, as dit mens so mag noem. Hy was die een wat nie altyd raak gesien was nie. En tog het die Here sy vinger op Caleb gehad. En Caleb het sy naam behou, hy het nooit sy naam probeer verander nie. Maar sy naam het in tyd 'n ander betekenis gekry. Hierdie hond het 'n waghond geword. Hierdie hond het 'n aanvalshond geword. Hierdie hond het 'n beskermde hond geword. Hierdie hond was een gewees wat 'n vriend geword het. En Caleb was een van die 2 leiers in die stam van Juda. Caleb is opgeneem in die beste koninklike leierskapstam van Israel gewees, deur die Here se genade. En kom ons vat net ons eie tydlyn in ons lewe. En kom ons kyk waar ons sou gewees het as die Here nie intervensie in ons lewe gedoen het, oor ons pad gekom het en ons nie saam met hom begin stap het nie. Waar sou ons gewees het? En ons kla so baie met wonderlike geestelike witbrode onder ons arms wanneer jy nie altyd so goed gaan nie. En dan sê die Here, maar gaan staan net so bietjie terug en kyk waar jy vandaan kom. Kom kyk wat die Here in jou en in my lewe gedoen het. En dit is net absoluut wonderlik. En dit is die boustene wat ons het. Dit is die energie wat ons weer begin wakker kry om vorentoe te beweeg. Nou, Caleb het hierdie droom gehad, saam met Joshua, dat hulle gaan hierdie land in besit neem. En daardie ballonnetjie is gepop, hy's gebars gewees. En die mense het onder mekaar begin murmureer en uiteindelik wou hulle selfs teruggaan na Farao, na Egipte toe, want hulle het veiliger daar gevoel as om saam met Moses en met Caleb en met Joshua te beweeg.
Wat het Caleb gedoen in sy lewe om hierdie verandering te behou, om hierdie droom te bewaarheid? En wat hy gesê het in die eerste plek is, hy het iets raak gesien. En in jou lewe en in my lewe, het die Here vir ons elkeen iets gegee in ons lewe, waarvoor ons vorentoe kyk. Daar is iets in ons lewe waarheen ons nog steeds werk. En mense, as ons nie iets het, 'n visie van die Here het, 'n opdrag van die Here het, 'n passie van die Here het, om uit te leef vir die Here nie, dan het ons op 'n baie moeilike plek gekom. Want dan gaan ons in sirkels begin hardloop. En dan gaan die verlede en ook die negatiewe van die verlede ons baie sterk begin impakteer en ook beïnvloed. En ons moet gaan soek en weer eens net gaan stil staan en wag, en dis die woordjie wat ek nou by gaan kom. Maar in Caleb se lewe was daar 'n visie gehad, wat hy daai land gesien, hy het die bergland gesien, hy het geweet as ons die bergland in besit neem, dan neem ons die hele wêreld ondertoe in besit. Want nie net is daar reuse nie, maar die reuse besluitnemings van die land word ook daar gedoen. Die belangrikste besluite, die uitvoering van die ekonomie, politiek, onderwys, alles is gesentreer gewees in die bergland. Neem die bergland in besit, en dan kan ons alles ondertoe beheer. Dit is 'n belangrike les ook vir ons vorentoe in ons eie land ook. As ons regtig die land wil transformeer, sal die bergland in besit en geïnfiltreer moet word met die beginsels van die koninkryk van God. Caleb wou nie net die land binne gaan nie, maar hy wou die land binne gaan in besit neem en ook die koninkryk van God daar vestig. Dit is 'n baie belangrike ding. Ons is nie net geroep om te oorwin nie. Ons is geroep om te oorwin, in besit te neem en die koninkryk van God te vestig. En dan kom ons by die stadium weer waar alles in duie stort. En Caleb was een van daardie wat moes wag. 40 jaar moes wag. En daar is 'n paar maniere wat ons wag in die lewe. Ons kan wag op 'n stoel gaan sit en treur, of soos die psalmdigter sê, die manne sit langs die rivier in hulle tent en hulle treur oor die goeie ou dae wat hulle in Jerusalem gehad het. Met ander woorde, dit is mense wat wag en terugkyk in hulle lewe en uit die verlede gaan haal gedagtes wat of negatief of positief is nie. En daarmee met maalstroom. En daardie wag beteken net 'n neutraliteit van nêrens heen gaan nie. Vir Caleb was dit nie so nie. Hierdie wagperiode was 'n periode gewees wat hy homself geestelik, liggaamlik en met sy intelligensie voorberei en die mense rondom hom. Hy het gaan kyk na die jonger geslag, die wat die dood van 40 jaar sou oorleef. En hy het nie gaan sit soos baie mense, want 76 mense per dag het dood gegaan vir 40 jaar. Om daardie ouderdomsgroep uit te wis, wat nie oor die grens wou trek nie. Nou, jy kan baie maklik daar gaan sit en sê, hoeveel is vandag dood, Piet? Nee, ons trek nou op 72, dan moet nog 5 dood gaan. Kom ons kyk of ons ook nie miskien een van die 5 is nie. Nee, Caleb het 'n totale ander mentaliteit gehad. Hy het jonger mense gaan vat en het hulle begin voorberei. 'n Nuwe geslag begin disipel om wanneer die Jordaan oopgaan, wanneer die tyd aanbreek, wanneer die Here sê trek, dat ons dan gereed is om 'n land in besit te neem, en nie net in besit te neem nie, maar ook die koninkryk daarvan te vestig. Hy het hulle oorlogsgereed gemaak, paraat gemaak, en letterlik en figuurlik, nie net verstandelik nie, maar ook hulle geleer om met wapens te werk. Hulle was kinders van slawe gewees wat uit Egipte uitgekom het, en hulle moes nuwe vaardighede leer, en hulle moes ook die instrumente kry waarmee hulle oorlog kan voer. Hulle was breinfiks gewees teen die tyd wat hulle oor daardie Jordaan gegaan het, en die nodige vaardighede en die apparaat gehad om dan wel daardie land in besit te kan neem. Daar was 'n geslag mense voorberei deur Caleb om die land in besit te neem. En dis die vraag wat ek vir myself en vir jou, jy vir jouself moet afvra in hierdie wagperiode, want ons wag op die oomblik dat hierdie nuwe dimensie van die wêreld aanbreek. Wat is ons besig om te doen? Skuif ons goeders rond sodat dit beskerm kan wees? Dit is 'n goeie ding. Of is ons ook besig om onsself en ander rondom ons voor te berei vir 'n tydvak wat ons nou baie vinnig in gaan beweeg en ook vinnig sal moet beweeg in daardie tyd? Dan is dit ook weet waarvoor jy wag. Dit is een ding om te sê ek sit en wag, maar waarvoor wag jy? Wat is die visie wat in jou is? Wat is dit wat diep in jou hart, wat ek nou ook oor gepraat het, wat die Here vir ons gegee het? Wat het jy gesien? Waaroor mediteer jy? Waaroor beplan jy? Iets wat ek baie belangrik wil noem vandag ook in ons werksgebied, want dit is vir ons baie moeilik om werk te vind vandag en ook werk te behou. Mense leef in vrees, en een van die vrees wat hulle in lewe, is dat hulle werk mag verloor of dat hulle nie werk gaan kry nie. Die vraag wat ons vir onsself moet afvra, wat het jy in jouself belê in die laaste 2-3 jaar?
om die beste werker te wees in dit wat jy doen. Ek vra nie wat het jou baas jou betaal om kursus toe te gaan nie. Wat het jy in jouself belê? Het jy jouself hoog genoeg geag en waardevol genoeg geag as kind van God om ekstra toerusting te kry, jou platform, jou fondasie te verbreed om 'n beter produk te kan aanbied? En dit is wat Caleb gedoen het. Hierdie wag is nie net 'n kwessie van stil sit en wag nie. Weet waarvoor jy wag. Hy het gewag vir 'n Kairos oomblik wat sal aanbreek en toe is hulle gereed. En is ons paraat vir 'n nuwe wêreld wat voorlê. En dit is wat Jesus ook vir sy disippels gesê het, gaan wag in Jerusalem, ja, maar word gedisipel, wees gereed. Hy sê dit in Matteus 24 so baie keer, wees gereed. Met ander woorde, voorbereid, paraat en ook breinfiks vir emosioneel fiks vir die tyd wat voorlê. Sy verlede het hom nooit dikteer nie, en dis 'n baie belangrike beginsel. Hy kon hierdie Jannie Jammer gewees het wat sy naam Hond is en aangeneem is in die stam van Juda en 'n so tipe lewe maar net gelei het. Sy verlede het hom nie gedikteer nie. Sy verlede het inteendeel vir hom 'n platform gegee waar hy hom altyd kon meet en sê ek was daar, ek is nou hier. Ek is nou hier en ek sal nou daar wees en ek gaan daar wees. Met ander woorde, sy verlede is nie die verskoning wat hy het om dit in die lewe wat God hom voorgeroep het nie te kan doen nie. Of mens te wees wat die Here wil hê ons wil wees, omdat ons sê ja, maar ons het in die verlede het iets gebeur en jy weet, dit het my heeltemal gevloor soos hulle in Engels sê. Dit goeders gebeur, dit gebeur met ons almal. Die vraag is, wat doen ons daarna? Tyd genees nie. Wat ons in tyd doen, genees ons. En kom ons gaan terug na die gebeure in ons lewe, wat ons dan seer gemaak het, wat ons op die grond gehad het, en kyk of ons ten volle genesing daarvan gekry het. Maak reg in die verlede, want ons wil los wees om op die pad vorentoe, sonder bagasie, te kan beweeg. Die ander faset van Nehemia, en ek wil daarmee afsluit, is dat hy het ander inspireer. Die lewenswyse van Nehemia, hy het die jong mense aangegryp, en hulle het hom gesien as 'n leier, hulle het hom gevolg, hulle het gehoor wat hy sê, hulle het gedoen wat hy sê, hulle was gereed om gedissiplineer te word, hulle het fiks geword, hulle het geoefen, hulle het berge uitgeklim en afgeklim en rotse gedra, hulle het sterker geword, hulle het gevolg 'n man wat vir hulle vooruit gegaan het en gesê het, dit is wat ons gaan doen. En uiteinde van die dag, sê die Bybel ook vir ons, my volk gaan te gronde as gevolg van 'n gebrek aan visie. Een vertaling sê kennis, ander een sê visie. Wat is die visie in jou lewe? Wat het die Here op jou gelê? Waarheen gaan ons, nie net as enkelinge nie, maar ook as 'n gemeenskap van gelowiges? As ons saam dinge kon doen in die land, is hier genoeg Christene om hierdie land in 72 uur om te keer. Maar elkeen is op sy eie mishoop. En dit is waar Nehemia begin kom het. Hy het mense begin saamtrek, 'n koöperatiewe visie gegee. En toe daardie 40 jaar aanbreek om oor die Jordaan te trek, was daardie span mense gereed gewees om daardie wil van God in te neem in hulle lewens. So kom ons som baie vinnig op. Wat is Caleb se les vir ons vandag? Ja, ons kom uit 'n agtergrond het miskien wat nie die beste is nie. Ja, ons moes 'n paar hekkies oorkom in die lewe. Maar weet jy, al daai hekkies het Nehemia sterker gemaak. En soos ek sê, het nie sy naam verander nie. Sy naam het van 'n leie hond en 'n luishond het hy verander na 'n waghond en die sterk hond en die wagter van die volk geword. Caleb was op die lippe van die mense gewees. So wat ook al negatief in sy lewe was, het hy aan God oorgegee, sodat God dit kan verander en vir hom deure oopgemaak het. Deure in die belangrike stam wat die Here ook ons en jou en my inroep vandag, wat die stam van Juda, die koninklike, die leiers, want Petrus praat van ons is koninklike priesters, ons het 2 stamme wat ons ten minste verteenwoordig in die nuwe generasie wat ons saam met Jesus is. So Jesus roep vir jou en vir my. Ja, om 'n paar dae, oomblikke, miskien tydperk, te wag. En in daardie wag, voor te berei, reg te wees, skerp te wees, geestelik skerp te wees, emosioneel skerp te wees, breinskerp te wees vir die tyd wat voorlê. En ons liggame ook daar te kry. Ek het in die laaste week weer besef, hierdie trekkery wat ons deurgaan het my liggaam moeg gemaak en my vatbaar gemaak, om dit wat ek wil doen, nie te kon doen nie. En ek weet, ek sal bietjie moet rus, bietjie moet wag met die liggaam, laat hy net bykom. Want daar is 'n visie wat dryf, wat die liggaam miskien te ver gedryf het op 'n punt. Maar so tussen my en jou, die Here is met ons. En weet jy, die Here stap saam met jou.
Weet jy, die Here is lief vir jou. Hy is lief vir my ook. En saam gaan ons in hierdie land van die grootste wonderwerke sien in die moderne tyd van die kerk se geskiedenis. Tot ons weer ontmoet. Shalom.